Hemelse Vader, ons lees in U wonderlike woord dat U vir ons sê dat soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm U oor die wat U vrees. En ons loof en ons prys U wonderlike naam, Vader, dat U vir ons lief is, dat U vir ons versorg, dat U vir ons dra, dat U deur die waarheid van U woord ons rig en lei op die weg van geregtigheid. En baie, baie dankie, Vader, vir U liefde aan ons geopenbaar in U Seun Jesus Christus. Baie dankie dat voor die grondlegging van die wêreld was hierdie verlossingsplan alreeds daar gestel en sê U vir ons dat elkeen wat in Christus Jesus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Baie, baie dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Gees van waarheid en insig, die Gees van kennis en verstand wat ons lei in die volle waarheid. Baie dankie dat U Gees ons herinner aan die waarheid van U woord en ook vir ons as predikers in staat stel om te kan sê, so sê die Here. Dankie dat U Gees ook, Vader, hulle wat luister in staat stel om te kan luister. Dit vir hulle moontlik maak om te luister, om te verstaan. En bid ek ook vanmôre dat die saad van die woord op voorbereide harte sal val. Ja, Here, dat dit vrug sal dra 30, 60, ja 100voudig tot U eer. Dankie dat ons as gemeente vanmôre kan bid vir mekaar. U sê vir ons, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, vervul so die wet van Christus. Wil ons in besonder ook om bid vir Quentin vanmôre, daar in die hospitaal, dat U vir hom sal versterk, saam met sy geliefdes, en ag Here, dat U in die groot genade en liefde vir hom ook sal herstel skenk, genesing sal skenk, en as U wil is, hy weer spoedig by ons sal wees in die gemeente. Ons eer U dat ons hierdie dinge kan vra, in die wonderlike naam, omdat ons weet, U is die hoorder en verhoorder van ons gebede. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Aan die ander kant die vryheid in Christus om nie te werk vir my saligheid nie, maar as verloste te leef om God nou te verheerlik met God se wet as my riglyn, die lig vir my pad, God se waarheid en sy woord. En besef ek ook so in die gemeente van Filippi, was daar uitdagings, daar was tye wat dit moeiliker gegaan het as ander tye. Jy weet in 'n huisgesin, hoe werk dit? 'n huwelik, hoe werk dit? Die opvoeding van kinders, hoe werk dit? Party oggende kan jy nie wag nie. En ander dae dink jy by jouself, as hier 'n verkeersopeenhoping is wat my die heel dag laat sit in die son, is dit ook goed so. Net om nie daar die persoon by die werk te sien nie, of in die huwelik, opvoeding, en nou wonderlike riglyne. Eerste plek dat ons sal vas staan, want ek het vir u gesê, gemeente, die gesinne wat na die gemeente kom, die gemeente is die gesin in die kleine, want u sien, die gesinne kom saam, ons vorm 'n gemeente, en dan beweeg ons terug na ons huise, waar ons as gesinne God moet verheerlik, van Christus moet wees, en daar aan ander mense moet verkondig, en daar sien dat, vanmôre gaan ons kyk na die laaste 2 gedagtes, voor ons by die 8ste vers gaan kom, oor hoe ons denke verander moet word om God te verheerlik. So kom ons lees saam, dan kyk ons na die 4 gedagtes wat ons al reeds hanteer het, vanmôre se laaste 2, in hierdie eerste paar verse, en dan volgende week, as die Here ons spaar, die denke, die gedagte rigting, hoe ons moet dink om God te verheerlik. Filippense 4 vers 1, Paulus, die apostel van die Here, skryf onder leiding van die Heilige Gees, en hy sê, daarom, my geliefde broeders, vir u reeds gesê, dit sluit nie die susters uit nie, dis ook die susters, die kinders, die gemeente, daarom my geliefde gemeente, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan sintigheid, om eensgesind te wees in die Here, en ek vra jou ook opregte metgesel, wees hier die vroue behulpsaam, wat met my saam gestryd in die evangelie, ook saam met Clemens, en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deel ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit,
en die God van vrede sal met julle wees. Ons lees tot sover saam uit die wonderlike woord van die Here. Ons aan die 6de vers wees. Ons gaan met u praat oor wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die riglyne ten einde geestelik vas te staan en stabiliteit in die gemeente te verseker. Nou vriende, toe ek hierdie reeks dat die oomblik wanneer ons verdeeldheid in 'n gemeente sien, of die oomblik wanneer van die Here so 'n bietjie onsekerheid is die eerste raad wat ek iemand sou gee is, lees jou Bybel, of bid bietjie meer, of dis evangelie, of jou getuienis met ander mense te deel, en baie raad wat ons vir mense gee. Maar ek het vir u gesê, Paulus vanuit die tronk skryf aan hierdie gemeente in Filippi, en hy hoor in die gemeente, was sy eerste oproep tot hierdie gemeente, dat altyd moet beveg. U sien, dis vanselfsprekend, en 'n mens moet dit is eintlik 'n gegewe, dat kinders van die Here moet bid, die Bybel moet lees, die onderlinge byeenkomste moet bywoon, kragtige getuies vir die Here moet wees. Dis 'n gegewe, dis iets wat ons maar as daar interne probleme ontstaan, of daar is dinge wat vir ons so bietjie onseker maak, of dinge wat vir ons voel, maar hoor hierso, die stabiliteit van die gemeente word bedreig, wat doen ons? Apostel Paulus kom beantwoord hierdie vraag in hierdie gemeente, sê die hoof wat hy in die boek Filippense deurgee is die gedagte van blydskap, maar hy begin sê, luister, die belangrike ding in die gemeente om in die eerste plek vas te staan, en dan ook die stabiliteit in die gemeente te verseker is om verdeeldheid te beveg. Ek het vir u gesê, ons almal verskil in ons persoonlike temperament, die ene is so ons kan maar geestelik met mekaar wees en eerlik wees. Partykeer voel jy maar, hoor hierdie enetjie, ek hou nie baie van wat hulle doen nie, en daai se haarstyl staan maar nie regtig aan nie. En is presies wat met hierdie twee gebeur het. Fokus die aandag op Christus. Ek het gesê, Paulus sê vir die kerkraad, die broeder Clemens en die ander broeders, hy sê vir hulle, ondersteun hierdie vrouens, wees hulle behulpsaam, dat hulle kan sien, die geveg, die onder ons tussen hulle twee, is besig om die gemeente te beïnvloed, help hulle by met raad uit die woord, sodat hulle ook weer, hulle kan bekeer en saam die pad met die Here stap. Interessant vanmôre, ek het vanmôre so 'n bietjie gelees van Whitefield en Wesley, iets seker gehoor van die Methodiste kerk. Whitefield was 'n Calvinis, Wesley was 'n Arminiaan. OK. Verdeeldheid tussen hierdie twee ontstaan, terwyl albei bely het hulle behoort aan die Here. En dis wonderlik om in hierdie artikel te gelees het, hoe hulle by 'n punt uitgekom het, waar hulle saam die koninkryk probeer uitbrei het, terwyl hulle hier en daar geglo het. Die belangrikheid is, vriende, dat Christus ons fokus moet bly, want ek het vir u gesê, Christus moet ons fokus bly. Ek wil amper sê, prys gee eenheid nie. Maar wanneer ons verdeeldheid beveg, is die Here ons fokus. Hoe gaan ons sy koninkryk uitbrei? Is die saak waaroor ek stry of debatteer nodig, en gaan dit nie meer skade doen aan my eie lewe, my eie gesin en dan die gemeente in die breë nie? U sien, die blydskap in die Here is ons fokus. Hy het ons kom red. Hy het ons uit die diep moddersluit van sonde kom trek. Ons op pad na die hemel, en dit gee ons blydskap en vrede in ons harte. Die vierde gedagte het ons vir u gesê, om vas te staan in die Here en stabiliteit in die gemeente te verseker, moet ons vriendelik wees teenoor mekaar. Het jy al gedink, as ons nou, ons 100 mense plus minus wat hier sit, vanmôre knorrig hier ingekom het, en die ene die ander een so aangekyk, en as die ene die ander een groet het, hy omgedraai net geloop. Nee. Ons is nie soos mense, Checkers of Pick n Pay, en hulle glier jou aan in daai, en hulle kyk jou so, en wat doen? Ons is nie so nie. Ons vriendelik wees, want ons is die gemeente wat uitgaan om vriendelikheid te openbaar. Dis wat Paulus vir hierdie twee vrouens ook sê, wees eers voor julle klein geskilpunte het, waaroor julle.
en so die eenheid van die gemeente versteur. Vanmôre gaan ons bietjie kyk, jy sal onthou die vers wat ons moes leer hierdie week is 1 Tessalonisense 5:15 en 16. Ek weet almal gaan 'n opspring om dit vir my op te sê, maar is nie nodig nie. Ons gaan net vir u lees, sorg dat niemand 'n ander een kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jag altyd na wat goed mekaar sowel as teenoor almal, wees altyd deur bly. Kinders van die Here is mense wat gevul moet wees met die blydskap van die Here. Ons kan nie ons lip vasdrap nie, ons kan nie traag deur hierdie lewe gaan asof ons die laste van die wêreld dra nie. Ons verbly die Here en ons vriendelikheid word bekend aan al die mense om ons. Vanmôre na die feit ons vas staan in die Here as individue, ons dan in die gemeente hierdie eenheid in die gemeente bevorder en dan verdeeldheid beveg. Die eerste gedagte, of die volgende gedagte, vriende, is moenie besorgd wees nie. Dis die teks wat ek vanmôre vir u voorgehou het, as teks van oordenking. Die Bybel sê, wees niks besorg nie. As die pa nou vir die kinders gesê het, hulle moet soet wees, en hy sê, as julle soet is, kry julle elkeen 'n lekker, en een van hulle af hom, jy kry niks. En hy deel dit met groot smaak uit vir die ander, en dan waar hierdie enetjie wat stout was, gaan hy oor, en hy gee vir hom niks. Niks beteken niks. Die Bybel sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles met danksegging bekend word by God. Een van die Engelse vertalings sê, don't worry about anything, but pray everything. Dis nou so eenvoudig moontlik gestel. Is seker die nuwe lewende Bybel, ek weet ek het dit nie bygesit nie, dat u my nie om hom kruisig en sê, hierdie ou is besig met 'n dwaalbybel nie. Die gedagte, don't worry about anything. Dr. R.C. Sproul sê, hy was op 'n stadium so uit skoon bekommerd geraak, as hy niks self oor te bekommer nie. Die gehoor het ek sê, hy het so bekommerd geraak, omdat daar niks was, waaroor hy hom nog verder kon bekommer het nie. En dis die probleem waarmee hy gestoei het, waarmee u en ek stoei, ons bekommer ons oor alles en nog meer. As jy wil vasstaan in jou geestelike lewe, hou op, in Engels, oor alles. As u dink bekommernis gaan nie geestelike onstabiliteit by jou bring nie, dink 'n tweede keer. Want kom en jou ongeluk. Baie besondere manier op. En hy sê vir hulle, luister, beveg verdeeldheid, wees hierdie vroue behulpsaam, verbly jou in die Here, wees vriendelik teenoor alle mense. Die volgende ding is, hou op worry oor alles. Hou op bekommerd wees oor alles. U ken mos die gesprek ons nou klaar is by die diens. Dan drink ons koffie, dan sê ons vir onsself, het jy gesien wat gaan aan in hierdie land? Ek hoor hulle gaan vir ons een van die dae in die see jaag. En dan is dit die boodskap word die nag van die lang messe. En ons dink hulle gaan oormoord. Dan kyk en al hoe meer mense praat van die derde wêreldoorlog wat vir ons letterlik wag in die volgende paar weke. Dan is daar sê nou ek kry kanker. Kanker is so, dit nie ek anders sê tuimel in mekaar, ek weet nie of ons nog môre oormôre gaan brood hê op die rakke nie. Jy gesien wat gaan aan in Zimbabwe. Hulle kom daar met geld en daar's niks meer daar nie. Daar is die wat sê, ek weet nie of my pensioen meer dit gaan maak nie. Ander vrees in die môre sal nie ongeluk maak nie. En soos ons besig, en ek hoor dikwels, wat gaan van te word as hierdie ou wat hier staan, die emmerskop, want sy hart is nie. Ons hoor my, wat gaan van die gemeente word? So asof hierdie gemeente myne is. En soos ons bekom behalwe uit sy naam enigste opdrag wat hy ons gegee het. Gaan die wêreld kondig die evangelie. Die res vriende en ons harte ontstel oor al is weet vir ons voorlê nie. Of die wêreldoorlog gaan kom nie. Of die nag van lang messe gaan kom nie. En verskoon
plaasvloerse Afrikaans, who cares? Ek het vir my kinders, of my vrou, my kind hierdie week gesê, ek gaan nie verkeer en ons blydskap in die Here steel, omdat hy, ek ken die God van die Bybel, hy sê ons hart is getel, hou op, want is besig om jou vreugde te steel, jou blydskap, is jou gedeelte, jy klaar wat jy gelees het nie, want jy is bekommerd oor alles en nog meer. Goed, wat vandag onseker van jouself, jy is so onseker van die lewe, want jy is bekommerd oor alles. Daarom sê ons moenie besorg wees nie. Nou hoor ek die meeste mense sê dit, en ek het 'n man gehad wat eendag vir my gesê het, ons is maar net mens. Ons almal is klei. Ons almal stem met jou 100% saam. Daarom, hoor dit sê die apostel Paulus, wat kom, bid. Ons gaan nou na gedagte vanmôre. Maar ek wil vanmôre op besorg wees oor alles. U sien die Here weet dat die gemeente gaan wees voor die wêreld. Voor hoeveel mense vanmôre in hierdie kerkgebou gaan wees om na hierdie boodskap te luister. Hy het geweet wat u bekommernis is. Hy het geweet wat, en hy het geweet op die einde van die dag wat vir u te sê. Die Bybelse teevoeter vir bekommernis, vriende, is, of besorgdheid, is eenvoudig wat die Here 6:28 sê. Die Here vraag, en wat kwel julle heel oor klere? Nou hierdie gaan nie oor vanmôre wat jy voor die kas deur gestaan het, en kyk, vir my is dit maklik om aan te trek in die oggende. Jy kan sien, ek lyk omtrent elke 30 Sondag dieselfde. Maar hoorie. Hulle en dan hang hy rokke daar, so 30, 40 van hulle. Dan kyk hulle so, dan sê hulle, ek weet nie, dis nie die bekommernis, die kwel, wat hang en jy wonder wat om aan te trek nie. Maar wat kwel julle? Hoor dit sê die Bybel, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Want die kyk na Salomo se rykdom, kyk na sy paleis, kyk na al sy goud, sy weelde, vergelyk die veld en die lelie van die veld staan kom Salomo se rykdom uit. Wanneer uit dankbaarheid gekyk na die blom wat daar in my tuin groei en sê, Here, dankie dat u my oë, dat u vir my om hierdie wonderlike skepping van u te kan beleef en deel te kan wees daarvan. So die Here sê, moenie julle kwel nie. Hy van die veld, vers 30, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel hulle kleingelowiges? Die gedagte van kleingelowiges, vriende, staan uit. Die disippels gesê het nie, kleingelowiges, aan die aardse bediening, praat hy met sy disippels, en hy sê vir hulle, waarom twyfel jy? Na ding, het hy hulle verwyd oor hulle wat die wêreld moes ingaan om die evangelie te verkondig het. Daarom ek vir u sê, ek en u sit met presies dieselfde probleem. Ons is besorgd oor alles en nog meer. En die Here sê, wees oor niks besorg nie. Vers 31, ek het sekere woorde vir u uitgelig. Ja, maar die bord is so 'n bietjie skeef, hy's bietjie onstabiel vanmôre. Maar die gedagte wil nie kwel en sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Of wat sal ons aantrek nie? Want na al heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Vriende, kyk na ongeredde mense. Waaroor praat? Wat is hulle? Wat kan ek by mekaar koop? Hoe groot kan my huis wees? Hoe mooi kan my kar wees? Wat se grand? Wat kan ek? Hoe kan ek? Luister, as jou
Luister, jy gaan alles. As jy sterwe die dag, sal jy niks saamvat nie. Ek het hierdie week vir mense vertel van Orgie Ber, wonderlike man, wat ek leer ken het in een van my gemeentes. Baie slim, groot huis gehad in die dorp waar hy gebly het. Toe word hy nie tannie ouer. Ek wil vir u sê, hy daai tannie behandel soos 'n prinses. Ek het altyd vir Ethel gesê, hy is vir my soos 'n ikoon wat uitstaan in my lewe, oor hoe ek my vrou moet behandel. Maar Org het later na die ouete huis getrek. Die ouete huis, sy naam is Russebietjie. En daar het hulle bietjie gerus. En later was hulle na 'n klein 2-slaapkamer woonstelletjie. Later na 'n kamer. Later na die graf. En een ding het ek geleer in Org se lewe. Alles waaroor ek my bekommer, wat ek so graag by mekaar wil maak en dan wil beskerm en ek lê, hulle vat dit nie, ek hoop julle steel dit nie, gaan in die ewigheid vir my niks beteken nie. Beteken dit ons mag niks, maar dit moet nie my fokus wees nie. Dit moet nie die dryf wees soos dit vir die meeste is nie, want die Here sê hierdie dinge, vriende, die mot en roes gaan dit verniel. Daar na al hierdie dinge, eet, drink, vrolik wees, wat kan ek by mekaar maak? Vers 33, wat moet ons fokus wees? Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So wat moet my hoof fokus? God se koninkryk, sy geregtigheid. En die Bybel sê, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wie van ons het vanmôre, miskien moet ek nie vra ontbyt geëet nie, want baie ons eet nie in die oggende nie. Ek hoor as ouens wat van die vorige aand tot 4:00 die middag nie eet nie. As jy 'n broodjie wil hê, bel na die pastorie. Ons sal met jou geval. Die hele gedagte net hier is, die kwessie van ons het probleme en wonder wat gaan ons vanmiddag eet nie. Die Here voorsien, laat ons fokus koninkryk wees. Hy sal sorg vir die res. Hy gee ons gaan werk om ons finansies wys te bestee, om by mekaar om te kan oorleef, die huis. Wonderlik, ons dank die Here daarvoor, maar dis nie ons fokus nie. As ons besorg gaan wees oor alles, gaan ons die blydskap en die vrede en die vreugde in die Here verloor. Daarom sê vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Vriende, daar is hoeveel mense wat hulle self in hulle huise opsluit vir 8 en 10 en 12 en 15 jaar tot die dag van hulle dood, omdat hulle te bang is om hulle voet uit te sit. Want sê, maar, ek moet nie sê, sy pa, en ek wil nou nie vir Tannie Hannetjie uitlig nie, maar sy is vir my 'n motivering. As jy sien, is in daai klein karretjie van haar, en sy is by elke bidtuur, sy is by elke geleentheid, by begrafnisse, sy is daar, sy staan op, sy is al in die 80. Wat hierdie belangrik en wat gaan gebeur is in u hande. Is nie in my hande nie. Wonderlik om hierdie waarheid te sien. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek wil u gou vra. Dan gaan ek oor na die volgende vers. Sê nou u het geweet wat môre sou gebeur het. Ek dink ek wil nie die woord kens gebruik nie. Dit sal klink bietjie. Ek wil ook nie mal gebruik nie. Dit klink ook erg. Maar ek sal heeltemal onstabiel gewees het vandag, as ek geweet het, môre sal A, B en C gebeur. Daarom gee die Here vir ons net vandag. Vandag het ek opgestaan, vanmôre het die koe gesien God se skepping, en ek was dankbaar in my hart. Daarom sê die Bybel, hou jou opkwel oor die dag van môre. Jy het net een dag, geniet dit ten volle, met die Here as jou fokuspunt. Die Here sê, werp bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Werp al. Wees oop. En as daar iets kom waaroor jy besorg is, werp dit op hom. Want hy is die enigste een wat dit kan dra. Is dit nie die krag nie. Dr. McAllen become worried, anxious and fearful because they do not trust in God's wisdom, power and goodness. They fear that God is not wise enough or good enough to prevent disaster. Ek verstaan waarom soveel predikante se visiere op MacArthur gerig was, want hy het 'n ding reguit gesê.
Die Engelsman sê, let's call a spade. As ek my heeldag bekommer, sê ek eintlik vir die Here, Here, luister. U doen nie. Ek wil sê nie, maar as u my as raad vir u sê, dinge sou baie beter gewees het. Is dit so? Verseker nie. U sien, ons is bekommerd, ons is besorgd, ons kla die hele tyd. Waarom? Omdat ons liefdevolle God nie sien, wat die grootste wonderwerk die aarde gedoen het, om ons uit die moddersluit van sonde te trek, ons nou uit te stuur, om ons te gebruik, om hom te verheerlik nie. Hy sê, hy sal vir die res sorg. 1 Petrus 5 vers 10, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Vertrou hierdie God, die een wat jou siel uit genade kom red het. As jy vanmôre weergebore is, dieselfde God, vertrou hom, om dag vir dag vir jou te sorg, wysheid te gee, vir jou te onderneem, sodat jy in hom meer as oorwinnaar kan wees. Vir ons as kinders van die Here, ons is oor niks besorg nie. Ons vra, Here, dat U ons bekommernisse op U sal neem, want ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Wat my bemoedig het gister by die hospitaalbed, staan ons om die bed van Quentin. Daar is maar hierdie mate van onsekerheid, wanneer gaan die operasie plaasvind, gaan alles sukses wees, maar die getuienis wat gekom het, God is in beheer. Ons is nie besorg nie, want ons weet dat alles ten goeie sal meewerk. Dit is waar kinders van die Here by moet uitkom. Self in die hand van die Here. My vrou, my man is in die hand van die Here. My toekoms die Here. Vriende, is wonderlik om te weet dat ons nie nodig het om besorg te wees nie. Ek lees vir u wat staan daar in 2 Tessalonisense 3 vers 16, en mag hy, die Here van vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Die Here wil nie ons moet heeldag besorgd wees oor alles nie, maar sy vrede moet in ons harte heers, sodat ons hom kan verheerlik in alles. Die laaste ou versie, voor ons by die laaste gedagte kom, Hebreërs 13 vers 20. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. En ek gaan nie amen sê hier nie, want dan gaan u dink die diens is klaar. So die diens is nog nie klaar nie. Maar Paulus sê amen, of die skrywer sê eerder, sê amen. Ek wil vir u sê, vriende, dikwels wanneer daar bekommernis na my kant toe kom, dan vra ek vir die Here, Here, help my, om nie te lank daaroor te broei nie, te lank daaroor te top nie, dat hier nie in my hart hierdie vasdra plek kry, en hierdie bekommernis my lewe kom vernietig en my vreugde kom steel nie. Help my om eendag op 'n slag te vat, sodat ek u kan verheerlik in alles. En glo my vriende, dis die raad wat Paulus gee vir die kinders van die Here, om vas te staan, en daar 'n stabiliteit in 'n gemeente sal wees. Want hy is die skepper van hemel en aarde, en daarom kan ons hom vertrou met ons hele lewe. Maar ek gaan die vers ook hanteer met u. Leef biddend, Filippense 4 vers 6. Daar staan, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek het weer die Engels saamgebring. Daar staan, don't worry about anything, but pray about everything. Hoor dat staan hier, with thankful hearts offer up your prayers and requests to God. Then, because Christ Jesus, God will bless you with one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. Ek het nou die dag bietjie hierdie vers gaan ondersoek in die boeke van Dr. Walwoord en Zak en Dr. John MacArthur en verskillende skryf, en vriende, hulle almal is eens dat kinders van die Here 'n vrede beleef wêreld nie kan hê nie. Dan rustigheid in ons siele, omdat ons weet ook hierin is God in beheer. Meer
u lees wat geskryf word, dit is wel met my siel, is 'n man verloor het in 'n skep waar hierdie 3 dogters verdrink het. Hy skryf 'n vrou wat blind, maar sy skryf een na die ander liedere wat ons vandag nog sing. Mense wat in moeilike situasies was, maar God vertrou het, bidend geleef het, in gebed aan die Here en dan God se vrede beleef het. Hier Dr. John MacArthur, hy skryf, hy sê, spiritually stable people react to trials with thankful prayer. Such prayer is the to worry and the cure for anxiety. As jy geestelik stabiel is, as jy geestelik vas staan in die Here, en wanneer die aanval van binne kom, dan is dit belangrik om my toevlug na die Here te neem in gebed. Het u al besef en verstaan ek vanmôre watter wonderlike weg God vir ons gebaan het? In ons bid, en as ons hoop ons in God se heerlikheid, deur die geloof deur Jesus Christus, gebed te prewel nie. Die voorbeeld is vir ons gestel waar die hoëpriester dan ook borstas gedra het en hierdie skouerkleed gedra het. Die stamme se name voor God gebring het en dan vir hulle gebid het. So is dieselfde gedagte ook vanmôre wat vir ons geld. Ons moet bidend leef. As ons wil vas staan in 'n gemeente, sien, stabiliteit wil ervaar, het ons nodig om te bid. Het u gesien die woorde? Hy praat en hy praat van danksegging. Al 3 vriende, dat die kind van die Here weet, dat die Here weet, en hulle sal hom absoluut vertrou in alles wat hy in en oor hulle lewens toelaat. Ek bid nie net daaroor nie, daar is ook smeekgebede. Soms is my hart seer, soms is daar droefheid in my siel. Ek noem dit vir die Here en dan die danksegging. Here, ek weet u wil sal geskied. Op 'n stadium het die disippels vir die Here gevra, Here, leer ons preek. OK. Nou het ek julle aan die slaap geraak het, ek het julle nou gesien. Wakker slaap, né? OK. Stadium toe vra hulle vir die Here, Here, leer ons om wonderwerke doen. Is dit so? Nie gevra. Net Here gevra het jy u sekere vra. Waarom sou hulle vir die Here dit gevra? Wie kan vir my sê waarom? Want Jesus gebid. Gereeld gaan bid. Die disippels bid. Hulle hoor sy gebede en hulle kom aan. Hy hemel en hulle sê, Here, leer. Wat leer die Here hulle? Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader. Daar is nie vanmôre 'n pa in hierdie kerk wat hier sit, wat nie vir sy kind sal sorg as sy kind 'n behoefte het nie. Daar's nie 'n pa hier sit, wat as sy kind vir hom 'n stukkie brood vra, vir hom 'n slang sal gee of 'n skorpioen soos die Bybel sê nie. Bybel is Vader hoor as ons bid. Daarom kan ons na hom toe gaan wanneer ons in ons lewens moet stryd sit met probleme in 'n gemeente. Dan bid ons onse Vader. Hierdie Vader is in die hemel is in die u naam geheilig word en laat u koninkryk kom en u wil geskied. Vriende, gebed is nie om vir die Here te sê, Here, ek daag u uit vir 'n armdruk kompetisie. Ek gaan vir u oortuig dat ek eintlik reg is in hierdie saak en u gaan doen wat ek van u vra nie. Nee. Gebed is wanneer ek ernstig, gebed, smeking, danksegging. Daar is ernstige gebed. Ek roep na die hemel, baie keer weke, maande, selfs jare oor 'n bepaalde saak. Maar so Spurgeon sê, as ek afsluit
is die gebed van geloof altyd, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Sê op my, wie kan God se wil teëstaan? Wie kan sy hand afslaan en vir hom sê, wat maak u? Niemand nie. Ek wil vir u sê, as ek klaar gebid het en ek het hierdie woorde geuiter, Here, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, is daar 'n rustigheid in my, want ek weet, wat ook al God oor my lewe gaan toelaat, gaan binne sy wil wees. Vers 11 sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hierdie gedagte van gee in Afrikaans is nie regtig goed vertaal nie. Dis amper 'n dankbaarheid vir vandag se brood. Dankie dat u voorsien in vandag se brood. En dan die gedagte van vergeef ons skulde. Ons moet elke môre vir die Here vra. En elke aand en deur die dag vir die Here vra. Vergewe ons skulde, want ons sondig gereeld teenoor die Here. Ons vra nie heeldag vir kindskap nie, want as 'n mens kind van God geword het, word hy eenmalig God se kind, maar vriende, luister. Hierdie dag is ons gereeld bekommerd, besorgd, onvriendelik. Daar's gereeld in die dag dinge wat gebeur met ons, wat ons nodig het om aan die Here te bely, om vir die Here te vra, Here, vergewe ons. Dan die belangrike gebed, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, of dan die oorspronklike taal sê van die bose een. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Daar is weer 'n amen. En hulle sê, third time lucky. Soos ek by die derde amen kom, sal ek ophou. Maar die vriende, die gedagte het vir my uitgestaan. Ek praat nou die dag met 'n persoon, en hy sê vir my dat die duiwel op die oomblik beheer het van hierdie aarde. En ek kan vir hom baie duidelik uit die skrif bewys het. Die Here sê aan my, hy sê, gee alle mag in die hemel en op aarde. Weereens hierso, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Wat se koninkryk? Nie net die hemelse koninkryk nie. Alle koninkryke behoort aan die Here. Hy stel konings aan, hy stel konings af, hy regeer die lotgevalle van mense. Daarom is ons dankbaar wanneer ons bid. Here, hier is my saak, u is my Vader, ek lê dit voor u, ek weet u wil sal geskied, want aan u behoort alle mag in die hemel en op aarde. Ek gaan afsluit met 'n gebed van koning Dawid. Hy sê, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hoor wat sê vers 7, hierdie elendige het geroep, en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel, hoofletter engel, van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Dis eenvoudig wat die skrif vanmôre vir ons sê. Hoe kan ons vas staan in die Here? Hoe kan ons verdeeldheid in 'n gemeente beveg? Hoe kan ons stabiliteit in 'n gemeente verseker? Eenvoudig deur bidend te leef. Deur vir die Here te sê, Here, hier is ek hoor, ek roep na u, hoor my, red my, help my, gebruik my. Dis belangrik dat ons sal sien, smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig of 3 maal gelukkig is die man wat by hom skuil. Vriende, ons het by die derde boodskap stilgestaan vanmôre van riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Vir u gesê, beveg verdeeldheid, wees behulpsaam, verbly jou in die Here, wees vriendelik teenoor alle mense, moenie besorg wees nie en leef bidend. Die vers wat ons moet memoriseer hierdie week is vers 6, wat ons vanmôre hanteer het. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En nou wil ek u vra, die huiswerk vir hierdie week is, let op u gesprekke en bepaal bietjie hoeveel persent van jou gesprekke in 'n dag is oor dinge waaroor jy onnodig besorgd en bekommerd is. Bely dit voor die Here en vra die Here om u stabiliteit in die geestelike lewe te gee, om hom te vertrou met jou hele hart en nie te steun op jou eie insig nie, om te ken in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie tydige en wonderlike waarheid uit u woord kon aanhoor.
dat ons oor niks besorg hoef te wees nie. Here, die groot gevaar waarmee ons as kerkmense sit, is dat ons dit so gereeld hoor, dat ons dit nie meer toepas nie. Ons het so gewoond geraak aan hierdie klisjées, dat ons nie besef dat die God van hemel en aarde, wat ons Vader noem, praat nou met ons en sê vir ons, luister, hou op bekommerd wees oor alles. Bid. Vra my. Soek my aangesig. Gebed, smeking, danksegging. Hierdie waarhede, Here, staan uit in die woord en ons as gemeente het nodig om hierdie waarheid te hoor en hierdie waarheid ter harte te neem. En vra ek U, Here. Ek vra U vir myself en my huis en vir elkeen hier teenwoordig, elke broers kerkraadslid en hulle vroutjies en hulle kinders en die gemeentelede en hulle wat inskakel, dat ons werklik hierdie dinge sal bepeins, oordink, ter harte sal neem, maar ook sal toepas in ons lewe. Sodat die wêreld en ander om ons sal sien. Ons behoort aan die Here Jesus Christus. Ons te Vader in die hemel wat omgee vir ons. Ons het die Gees in ons harte woon wat ons leer en lei in die waarheid. Here, ek pleit by U, help ons. Kom ons ongeloof te help. En deur U Gees stel ons in staat om in U meer as oorwinnaars te wees. Ons bid dit met soveel dankseggings. Amen. Vriende, hierdie lied is maar 'n gebed wat ons sing, o maak my rein, o maak my rein, want voor U troon moet ek verskyn, stuur tog op my U louteringsgloed, en maak my rein deur Jesus bloed. 1 Johannes 1:7, dat die bloed ons gedurig reinig van alle sonde. Kom ons vra die Here dat hy ons sal reinig ook van hierdie sonde, sodat ons hom kan vertrou met en in alles in ons lewens. Kom ons staan en sing ons dit hartlik saam. Vriende, ontvang die seën van die Here, dan gaan U ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die trouopsoekende gemeenskap van sy Gees, wees bly met ons elkeen, herinner ons aan hierdie groot waarhede en leer en lei ons in die waarheid, sodat ons U in alles welbehaaglik kan dien. Amen.